Julle wat ons saam lees. Ons gaan in Efesiërs 6 lees. En daar een versie lees en dan gaan ons na 1 Samuel 1 toe en dan gaan ons Hebreërs toe en nee. Dan sal julle so wys as ons gaan. Maar ons gaan eers begin by Efesiërs 6. Het julle dit? Kom ons maak ons fokus toe. Hier waar jy ons Vader, Here, ek is net 'n instrument in u hande. Steek my nou weg, Here, dat ek die woord sal uitbring, soos wat u wil hê ek moet dit uitbring, Here, sodat die ore dit kan hoor, Here, en die harte dit kan ontvang. Ons loof en eer u daarvoor. Amen. Amen. Kom ons lees, Efesiërs 6, vers 18. Terwyl julle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid, in die Gees, en julle juist daartoe waak, met alle volharding en smeeking vir al die heiliges. Dan kan julle dalk al so laatste by weet waaroor gaan my woord. Dit gaan oor wat is gebed? Hoekom bid ons? Bid ons net om te verkry? Of bid ons om 'n verhouding met God te kan hê? Met 'n verhouding met die Here. Ons, dankie. Ja. Dis waaroor gebed gaan. Is om 'n verhouding met die Here te bou. En nie 'n ligtelige verhouding nie, 'n intieme verhouding met God. Sodat daar niks is wat ons kan skei van hom af. Hy moet jou eerste liefde in jou lewe wees. En al ons met hom praat, is deur gebed. Nou as 'n mens kyk na gebed, ja, baie keer bid ons vir iets. Daar's baie keer iets wat jou pla, wat jy by die Here se voete gaan neerlê. Daar's baie keer 'n probleem wat jy nie weet hoe om op te los nie. Maar dan is daar ook soveel voorregte en salwing op ons lewe om voor dankbaar te wees. En gee alle eer aan die Here. Deur hom te bedank en hom dankie te sê in jou gebed. Want ons wil nie net verkry nie. Ek is seker, toe jy 'n kind was en jy 'n geskenk ontvang van jou vader of jou moeder, het jy gesê dankie. Ek hoop jy het maniere gehad. Maar ja, dit is wat 'n mens doen. En wanneer die Here vir jou iets doen, dan doen hy dit met volle krag. Hy doen dit nie net halfpad nie. Dis reg, daar is baie beloftes in die woord. En God hou sy belofte, julle. Partykeer bid jy vir iets, maar jy ontvang dit nie dadelik nie. Maar dan moet jy aanhou glo dat die Here dit vir jou gaan gee. Jy hoef hom nie te nerk nie. Hy hoor jou as jy die eerste keer kom. Maar ons is mos kinders van die Here, is ons nie? Ons sê ons is. Maar ons gooi ons poppe uit ons prams uit, as ons nie kry wat hy ons gevra het.
Want ons soek dit mos nou. Want jy dit mos nou nodig. Die Here het sy eie tyd, julle. En partykeer wag jy jare voordat hy vir jou gee wat jy wil hê. En as 'n mens wil gaan kyk na 1 Samuel, toe Hanna 'n seun wou gehad het, het sy vir die Here gevra, Here, as U vir my 'n seun gee, dan sal ek. Hoeveel keer doen ons dit? Here, as U vir my dit doen, dan sal ek dit en dit en dit doen. Ons wil vir die Here in 'n blikkie sit. Gelukkig gee die Here vir ons genade. En jy maak 'n belofte, soos wat Hanna 'n belofte gemaak het. Sy het vir die Here gesê, as U vir my 'n seun gee, sal ek hom vir U teruggee. Hanna het haar belofte nagekom. En God het haar gesien. En hy het ook vir Samuel gesien. Want Hanna het hom teruggegee aan die Here soos sy beloof het. Dit is nog steeds haar seun. Moenie fout maak nie. Maar hy behoort aan die Here. En so moet ons eie kinders ook teruggee aan die Here. Al is hy in jou huis, al bly hy nie by jou nie. Maar gee jou kinders vir die Here. En baie keer het ons rusie met ons kinders. Sê dinge wat ons nie eintlik mag sê. Want ons vergeet baie keer. Ons het hierdie kind klaar vir die Here gegee. En ek is skuldig. Ek het hierdie week baie lelike ding vir my dogter gesê. En ek sê vir die Here, ek is jammer. Want dit het my bitter omgekrap wat sy gedoen het. Maar nou ja, dis familiesake, dis nie kerksake nie. So, as jy jou kind vir die Here gegee het, en jy tree lelik op teenoor hom, moet ons onthou wat die Here vir ons in die woord sê. Dit wat julle aan my kinders doen, doen julle nie aan hulle nie, maar ons doen dit aan hom. As iemand jou skel, skel hy nie jou nie, maar hy skel vir God. As jy iets goeds doen aan iemand, dan doen jy dit nie aan die persoon nie, maar jy doen dit aan God. Want daai persoon aan wie jy dit doen, is 'n kind van die Here. En dan kom ons en dan het ons nogal die arrogansie om te tyd vir die Here te sê, Here, asseblief, as jy dit nou nie vandag vir my doen nie, los het. Ja. Want ek soek dit nou, ek soek dit vandag. Nie môre nie, ek soek dit vandag. Ek wil dit vandag hê. Arrogansie. Soos wat Lola gesê het, Woensdag aan, ons sit op ons eie trooitjie. Ek wens die Here klap jou af van die trooitjie af. Maar hy moet jou so hard klap, dat jy dit vir ewig sal onthou. Ons moet ophou om op trooitjies te sit, en die Here op die troon te plaas. In ons lewens. In alle opsigte. Moet niks terughou nie, Here. As jy vir die Here jou hart oopmaak, maak jy een deur oop.
Of maak jy altyd jou badkamers oop, sodat alles skoon kan kom. Ons wil nie nog iets in ons harte hê wat nie daar hoort nie. Ja, daar is dinge wat soms moeilik is om te los. Vir alles in mens verslaaf is aan iets. Maar ek sê nou vir jou, as jy dit by die Here se voete gaan neersit, en jy gaan tel dit nie weer op nie, sal jy dit oorkom. God sal dat ketting breek. En as hy ketting breek, breek hy hom nie net so nie. Hy breek hom so, dat hy nooit weer aan mekaar kan kom nie. Want hy wil nie, ons moet ander dinge in ons lewens hê, as vir hom nie. Onthou, ons het 'n jaloerse God. En as jy in iets vasklou, maak jou hand vandag oop, dat het gaan. Moenie dit lang hou nie. Want as jy dit hou, beteken dit, jy verkies daardie ding bokant. Jy besef dit dalk nie, maar dan is dit 'n afgod wat jy in jou hande het. Maak oop jou hand dat hy afval, dat hy uitval. En vat God se hand in joune. Want dit is die enigste manier hoe ons op die regte pad gaan bly. So as enige van julle iets het in julle hande, maak het oop. Maak so. Maak so. Sê, Here, dit wat in my hande was, los ek nou, en ek neem u hand. Amen. Dat julle almal daar belofte nou gedoen. So dit wat tussen jou en die Here is nou nie meer daar. En moet dit nie weer, as jy hier uitloop, gaan optel nie. Want jy kan nie die Here se hand vashou aan die kant, en dit wat jy so pas op die grond gegooi het, in die hand hou nie. Want jy loop op 'n lyn. So. Jy loop nie so. Want die lyn sit nie daar nie. Die lyn sit onder jou voet. En as jy loop, loop jy reguit op jou lyn. Jy kan so loop nie. So jy kan nie hier God hê, en hier dit wat jy vashou. Want dan kan jy nie op die lyn loop nie. As ons begin besef, die tyd is besig om uit te loop. En as jy nog nie op jou lyn is nie, kom in lyn met die Here. Môre kan dalk te laat wees. En wanneer jy uitstap, onthou wat jy vandag beloof het. Ons as ouers het 'n groot verantwoordelikheid. Dit Marieke het 'n baie groter een, want sy kinders wat nie eers haar eie is nie, maar sy is verantwoordelik vir hulle. So ook die jeugleiers, die sonnaarskoolkinders, se onderwysers. Julle, ons toevertrou ons kinders aan hulle, want ons het vertroue in hulle.
dat hulle ons kinders reg sal werk met hulle. En die Here het hulle daar geplaas. So respekteer dit wat hulle doen. En dis 'n ander punt. As jy bid, dan bid jy in respek. Jy bid nie net om bid te sê. Die Here sê, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot my. Sommige van ons weet nie eers hoe om te bid nie. Maar ek wil vir jou sê, jy wat nie weet om te bid nie. As jy nie weet nie, dan vra jy die Heilige Gees om vir jou te bid. Om saam met jou te bid. Om jou te leer, om vir jou leiding te gee hoe om te bid. En hy sal nie jou los nie. Dis hoe groot ons herder is. Dit maak nie saak waar daar skaapie wegdwaal nie. As jy hom gaan haal en terugbring na die kudde toe. Daarom sê ek, gebed is die verhouding wat jy met die Here bou. En as jy 'n geliefde in jou lewe het, vir wie jy lief is, hoeveel keer per dag sê jy vir daai persoon, ek het jou lief. As God in jou lewe is, en hy staan eerste in jou lewe, dan moet jy weet, jy moet vir hom kan sê, ek is lief vir u. Ek is lief vir jou nie, want jy praat met God met respek. Ek sien baie keer as daar 'n WhatsApp deurkom, dan stuur hulle nou boodskapies. Maar sommer jy en jou. Of Jesus is sommer met 'n klein lettertjie geskryf, of Here sommer 'n klein lettertjie. Julle, dis verkeerd. Kinders, as julle 'n boodskapie skryf, en jy gebruik Jesus of die Here of God se naam, is dit 'n hoofletter. Want dis respek. En as jy hom aanspreek, is dit u. Groot mense ook. Onthou dit. Baie keer bid mense op WhatsApp of op social media of waar ook al, waar hulle boodskap skryf. En dis nie u nie, dis sommer, ja. Sal jy dit vir my doen? Nee. Julle ons moet begin leer. Respek is die eerste ding wat jy teenoor jou geliefde toon. Vertroue is die tweede ding wat jy aan jou geliefde toon. En liefde is die grootste wat jy aan jou geliefde kan doen. Ons moet begin doen. Manne, respek vir vrouens. Regtig. Die Here wil nie hê dat die konings van die huise, die priesters van die huise, moet optree soos Barokas nie. Wees respectvol. Kinders het respect vir julle ouers. As mamma of papa sê, kom doen dit gou vir my.
antwoord jy nie en sê, ek sal nou nie. Jy staan op en jy gaan dadelik te doen. Dis respek. Jy backcheck nie jou ma nie. Praat nie teen nie. Want as jy so met die Here gaan praat, gaan jy pak slaag kry. Erger as wat jou pa en jou ma vir jou kan gee. En dis nie baie lekker nie. Dan kom vertroue. Vertrou ons regtig die Here. Of maak ons net op ons vertrou? Ons moet beginne om regtig te vertrou. As die Here gesê het, hy gaan 'n ding doen, dan gaan hy 'n ding doen. En ek het 'n goeie voorbeeld waarmee ek wil afsluit. Ek het 5 jaar terug gebid en vir die Here gevra, ek wil my kleinkind sien, want sy was weg gewees. Ons het haar gesoek, oral ons kon haar nie kry nie. Ek het vir hom gesê, Here, gee my net 'n visioen, wys my net in 'n droom hoe sy lyk. En die Here het vir my gesê, ek sal. 5 jaar terug. En dit het nie gebeur nie. Maar ek het gebly glo. Ek sal my kleinkind weer sien. Want dit het die Here my beloof. Here, in Saterdag het ek my kleinkind nie net gesien nie, ek het haar vasgehou. Amen. En toe ons terugkom, toe gaan ek op my knie en ek sê, Here, dankie. Dankie dat U die belofte nagekom het. Maar U het my nie net laat sien nie, maar U het my teruggevat na haar toe om haar te kan omhels. Of wat ek kan sê, my klein ding, my meisiekind, ek is lief vir jou. En die Here sê vir my, met 5 jaar het jy jou vertroue in my gewys. En ek het jou beloon met die beste. So as die Here nie nou vir jou iets gee waarvoor jy vra nie, hy is besig om vir jou die beste op te bou. Amen. Bly net vertrou. Bly het glo. Want nou kan ek elke dag met my kleinkind praat. Alles is met media. Maar ek gaan haar volgende maand weer sien. En ek sê net vir die Here dankie. Dankie vir daai 5 jaar se vertroue wat ek in hom gehad het. Ek het nie een keer getwyfel dat ek haar nie weer sal sien nie. En ek het bevestigings gekry in hierdie 5 jaar, het ek bevestigings gekry. Wat mense na my toe gekom het gesê, jy sal jou kleinkind weer sien. En dan het ek gesê, amen. Want ek het dit geglo. So hou aan glo. Sit jou vertroue in die Here waar sy dood. Amen. En dis al wat ek vandag vir julle wil sê. As die Here het julle uitdruklik lief. Wys vir hom liefde. Julle vir hom is. Kom ons sluit ons. Die Hemelse Vader, baie dankie Here. Here, ten eerste wil ek vir U dankie sê want U het Satan weghou van my stem af.
soos ek het gevra het, Here. Sodat ek die woord kon uitgebring het wat U op my hart gelê het, Here. En ek het dit gedoen, Here, want ek weet, daar's mense wat dit moes hoor. Miskien nie wat in die gemeente is nie, maar dalk iemand wat daarna luister. En dankie, Here, dat daar soveel mense nou is wat U ook kan vertrou. En kan weet, die kom U belofte na. Maar Here, as U die belofte nakom, is dit soveel beter. En as ons knieë buig, Here, in nederigheid voor U vanoggend, Here, en sê dankie, Here, vir die genade wat U oor ons spreek elke dag. Here, ons vra nou dat U met elkeen sal gaan na die verskillende huise toe, Here, dat U sal veilig hou tot ons mekaar weer sien as kinders van die Here. Maar dat ons in hierdie week nie sal vergeet dit wat U vir ons vandag gegee het nie. Dat ons dit sal uitdra na ander toe, Here. Ons vra dit alles in Jesus naam alleen. Amen.